Shalom, shalom, goeiemiddag. Wat 'n voorreg om weer saam met julle te kuier. Ek is Ina van Vieren. Die program is Heuning en Granaat, waar ons die woord eet, waar ons delf om die dieptes van hierdie woord te ontdek, en dan leef ons vanuit die diepte van hierdie skatte, en ons proe elke dag die smaak van die woord in ons mond. Die program Heuning en Granaat, en natuurlik is jy ingeskakel op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area, en jy kan livestream op livefm.co.za. Dis 'n heerlike sonskyndag. Die voëls kwetter, die son skyn, die wind is stil, daar's nie reën nie. Ons is so dankbaar vir elke oomblik van hierdie wonderlike dag, want dis die dag wat ons koning gemaak het. 'n dag waarin ons hom opnuut kan vereer met ons lewens. 'n dag waarin ons kan uitroep, He has called me out of darkness into his marvelous light. As jy nou jou lewe deur 'n begeerte gehad het om vir die Here te werk, maar die deure gaan nie oop nie, dan wil ek vir jou sê, daar's jou CV, geliefde, 1 Petrus 2 vers 9. To proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness. Ons het nie meer as dit nodig nie. Ons het net nodig om te vertel wie hy is, wat ons uit die duisternis uitkom gered het en ons in die koninkryk van lig geplaas het. Iemand wat dit kan van getuig is Maria Magdalena. So, ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na Maria Magdalena, en welkom terug. Jy is ingeskakel op Heuning en Granaat hier op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area. Jy kan natuurlik livestream op livefm.co.za. Ek is Ina van Vieren en ons gesels vandag so 'n bietjie oor Maria Magdalena. Nou, daar's geweldig baie goed wat rondom Maria Magdalena gesê is, wat bloot nie waar is nie. Ouens bespiegel al vir eeue vreeslike goed oor haar. Die woord noem haar naam in 12 verse. En dit begin, die eerste gedeelte of die eerste plek waar sy in die woord genoem word is Matteus 27 vers 56. En daar staan bloot dat hulle wat by die kruis was Maria Magdalena, Maria, die moeder van Jakobus en Josef, of Josus sê dit ander plekke, en dan ook Salome, die moeder van die seuns van Zebedeus. Nou, as jy nou wil deur mekaar raak, dan moet jy nou uitwerk, watter Maria was watter Maria. Want daar's Maria en 'n Maria en 'n Maria en 'n Maria en 'n Maria, en eerste het mense so deur mekaar geraak, dat daar allerhande preke en teachings gelewer word oor Maria Magdalena, wat die albaste fles gebreek het, en met haar hare Jesus se voete gewas het. Maar dit staan nêrens in die woord nie. So kom ons kyk 'n bietjie wat staan daar regtig. Wie het Jesus se voete gewas? Want dit is nodig dat ons by die waarheid uitkom. Dit help nie ons het hierdie algemene prentjie nie. Dit help nie ons ken die wysie van die Bybel nie. Ek sê altyd, ons ken die liedjie van soek allereers die koninkryk van God. Maar ons weet nie eens wat daar staan in die woord nie. Ons ken die liedjie, ons ken die wysie van die Bybel. Kom ons gaan kyk wat is die waarheid rondom wie het Jesus se voete gesalf. Daar's 3 geleenthede waar sy voete gesalf word. Die eerste ene kry ons in Lukas 7 vers 36 tot 50. En hierdie vrou word bloot 'n sondares genoem.
En sy was sy voete met haar trane en salf dit met reukolie, as salwing vir die pad van gehoorsaamheid, wat hy moes stap. Hierdie tafereel het hom afgespeel in die huis van Simon die Fariseer, en Jesus is genooi vir die ete, en die vrou, 'n sondares van die stad, het gehoor dat hy daar sou eet, en bring toe 'n albaste fles met reukolie. En dit toe met haar, sy by sy voete gaan sit, sy voete was vuil, en sy het dit met haar trane nat gemaak, en met haar hare droog gemaak. En dan sê die woord dat sy sy voete sonder ophou gesoen het, terwyl sy voete salf met die parfuum. Hierdie vrou het hom gesalf vir die pad wat hy moes stap, die pad na die kruis. En van haar sê Yeshua, haar sondes is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En dan sê Yeshua vir haar, jou sondes is vergewe. En hy sê vir die vrou verder, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. So hierdie was 'n sondares, wat in die huis van Simon die Fariseer hom kom bedien het. Dan lees ons dat daar 6 dae voor die Pasga, in Johannes 11 vers 2 en Johannes 12 vers 1 tot 11, speel daar 'n ander pragtige tafereel af, of 'n mooi prent, mooi skildery vir my en vir jou. En dit gebeur in die huis van Betanië, in die huis van Lazarus in Betanië. En hier kom Lazarus se sussie Maria, die een wat so graag by Yeshua se voete gesit het. En sy bring 'n pond of 'n half liter egte baie duur nardesolie, en sy giet dit uit op Yeshua se voete en droog dan sy voete af met haar hare, en die geur van die parfuum het die huis gevul, en Judas protesteer toe nou baie erg oor hierdie uitspattigheid. Maria het Yeshua gesalf vir sy begrafnis. Die profetiese betekenis van nardes is lig. Sy het dit oor hom kom uitstort, want sy het geweet wie hy is. En van haar sê Yeshua, laat haar staan. Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. En dan kry ons 2 dae voor die Paasfees, kry ons die 3de gedeelte, en dit is in Matteus 26 vers 6 tot 13 en Markus 14 vers 3 tot 9. En weer eens speel hierdie gedeelte af in Betanië, maar hierdie keer aan die huis van Simon die Melaatse, en dan staan daar net 'n vrou, het gekom met 'n albaste fles baie kosbare reukolie, egte, baie duur nardesolie. Sy het die fles oopgebreek en dit op Yeshua se kop uitgegiet. En die disippels was verontwaardig oor die vermorsing en het teenoor haar uitgevaar. Hierdie vrou het Yeshua gesalf om hom voor te berei vir die doringkroon wat hy moes dra as die koning van die Jode. En Yeshua sê van haar, laat staan haar, waarom val julle haar lastig? Sy het goeie werk aan my gedoen, want die armes het julle altyd by julle, wanneer julle wil, kan julle goed aan hulle doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir my begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, sal daar gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis van haar. En alhoewel ons hier van 3 verskillende vroue praat, en die eerste vrou dalk Maria Magdalene was, is dit nie wat die woord sê nie. Ons weet wel dat Yeshua 3 maal toegelaat het dat vrouens hom salf. En ons weet dat die godsdienstiges en selfs sy disippels dit glad nie verstaan het nie. Maar ons weet ook dat hulle geskiedenis tot vandag toe nog 'n verskil maak in elkeen van ons se lewens. Hoekom ek sê daar word goed oor Maria Magdalena gesê wat nie waar is nie? Een van die goed wat gesê is sy was 'n prostituut, so onmiddellik word die sondares in ons eerste gedeelte sommer gekoppel aan Maria Magdalena, en dit kom uit iets soos die jaar 900 en iets wat een of ander paus 'n preek gelewer het oor al die
slegte vrouens van die Bybel. En hy het Maria Magdalena onder hierdie groep geskaar en gesê dat sy 'n prostituut was. Dis 'n aangetekende feit wat ek nou vir julle gee. Nêrens in die woord staan daar dat sy 'n prostituut was nie. Daar staan bloot dat Yeshua 7 demone uit haar uitgedryf het. En ons kry dit in Markus 16 vers 9. Staan daar bloot. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre het hy heel eers aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedrywe het. Lukas 8 vers 2 praat ook net van Maria, bekend as Magdalena, uit wie 7 bose geeste gegaan het. Dit kon enigiets gewees het. Onthou, ons lees op 'n ander plek van 'n kind wat maansiek gehad het, soos wat dit een van die vertalings praat, en vallende siekte praat, 'n ander vertaling van. Die verstaan daarvan is dat dit dalk epileptiese aanvalle kon gewees het, wat dit ook al was. Ek gaan nou nie name aan hierdie goed koppel nie. Maar dit was dalk siekte demone. Dit was nie noodwendig al hierdie bose goed wat ons aan Maria Magdalena toebind nie, of toe aan haar vasbind nie. Wat is die goed wat mense oor die jare aan jou vasgebind het, geliefde? Goed waaraan jy heeltemal onskuldig is, waaraan jy nou nog dra. Al die tags wat aan jou aangesit is. Of dalk was jy skuldig en het jy jou lewe verander, maar jy dra nog al die pad aan daardie gewigte, daardie verskriklike swaar, kom ek noem dit nou maar labels, wat aan jou gehang word. Mense vertrou jou nie oor 'n ding wat jy dalk in jou kinderjare gedoen het, of iets wat aan jou gedoen is. Mense glo nie dat jy verander het nie. Kom ons raak stil en dan hoor ons praat bietjie met Vader oor hierdie goed wat so aan jou hang, wat mense aan jou gehang het. Teruggeliefdes, is heerlik om weer saam met julle te kuier hier op Heuning en Granaat. Ek is Ina van Vuren en jy is natuurlik ingeskakel op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area, en jy die heerlikheid om te kan livestream op livefm.co.za. Ons gesels oor Maria Magdalena, en ons het sommer in die eerste helfte gekyk van die ander Maria, sommer net hulle so vinnig deurgedraf, en daar's baie. Ek dink as ek nou een van die ouens was wat die Bybel beoordeel as dat dit net 'n storieboek is, sou ek gesê het, ai kerels, kon julle nie net ander name gekies het nie. Maar nee, die naam Maria of Miriam was dan nou 'n baie gewilde naam gewees in daardie tyd. Maar ons praat oor Maria Magdalena. Kom ons hoor eers, wat sê ons geliefde Samantha Angula oor Maria Magdalena vandag in die Heuningdruppel. Dankie Sam. Vrede geliefde, dankbaar en bly, geseënd en gesond. Ek vertrou dat jy Yeshua ontmoet het in hierdie week, wanneer ons laas met mekaar gesels het. Dat hy vir jou deurgekom het soos nog nooit tevore. Dat jy 'n kragtige getuienis het wat jy saam met ons wil deel. Ons Heuningdruppeltjie gaan oor Mary Magdalene, Maria Magdalena van Magdala. 'n vrou wat ek dink baie keer misverstaan word. 'n vrou wat baie van ons nie werklik tyd maak om te leer ken nie. Dalk iemand wat ons 'n opinie oor gevorm het, oor iemand anders se kennis, of iemand anders se revelation. Wanneer ek lees van Mary Magdalene, Maria Magdalena, dan dink ek aan ietsie wat lank op my hart lê. Moenie dat jy 'n opinie vorm oor iemand
deur iemand anders se ervaring met daardie persoon nie. Want jy kan groot uitmis. Skrif sê dat hierdie vrou Jesus het 7 duiwels uit haar uitgedryf. 7 duiwels, demone, is gewoonlik die mense wat ek en jy vermy. Maar grace, God se genade is vir haar genoeg. En sy word 'n navolger van Christus. En ek dink wanneer 'n mens die tipe ervaring het wat Maria Magdalena met Jesus gehad het, dan wil jy hom volg. En so, ons leer ken haar in Lukas as die vrou wat Jesus die demone uitgedryf het. En dan leer ken ons haar ook as 'n vrou wat haarself diensbaar gestel het vir die koning. Sy het saam met hulle beweeg. She was there. Sy was daar by die opstanding, was sy ook. Hoe amazing is dit nie? Maar ek en jy het 'n ander storie gehoor, en omdat ons nie skrif lees nie, het ons dit wat iemand anders gesê het, dat sy 'n prostituut was, dat sy, jy weet, nou nie so 'n goeie mens was nie, daar's geen bewyse daarvan nie, maar so maak ek en jy baie keer, ons veroordeel, want ons het gehoor by iemand, en ons vat nie tyd uit om hierdie persoon te leer ken nie, want as jy gaan lees in die skrif, sal jy hoor, dat sy was eintlik 'n stunning mens. Sy het saam met Jesus geloop, sy het hom bedien, sy het die disippels bedien, en sy was sommer net 'n vrou wat 'n verskil gemaak het, nadat die genade van die Here en die liefde van Yeshua haar nader getrek het, met die koorde van die liefde wat nie gebreek kan word nie. So, ons les in hierdie vrou se lewe, moenie dat ander se opinie oor iemand anders vir jou beroof van groot liefde en goeie verhoudings nie. Sal jy dit onthou? Dit beteken persoonlike interaksie, dis hoe jy 'n mens leer ken. Net daardeur persoonlike interaksie. Tot 'n volgende keer. Keep well, stay blessed. Dankie Samantha, dis altyd so goed om ook te hoor hoe Vader sommer net ook dit van 'n ander kant afbring deur Samantha se mooi stem. Ja, ons praat oor Maria Magdalena, jy is ingeskakel op Live FM 100.6 in die Kos area, 98.1 in die Potchefstroom area, en jy kan livestream op livefm.co.za. Ons program is Heuning en Granaat, en jy het sopas geluister na ons heuningdruppel deur Samantha Ngula. Nou ja, ons praat oor Maria Magdalena, en ja, al die leuns rondom haar. Sy was nie 'n prostituut nie. Sy was 10-1 'n vermoënde vrou, wat van Magdala afgekom het, dis 'n klein dorpie op die meer van Galilea, en sy het definitief 7 demone gehad, dit weet ons, en Yeshua het hierdie 7 demone uitgedryf, en haar lewe het verander daarna. Dit was nooit weer dieselfde nie. En daarna het sy 'n volgeling geword, en ons sien dat hierdie vroue wat saam met hom beweeg het, hom versorg het, die disippels versorg het. Ons sien dat van hulle so vermoënd was, dat hulle al die onkostes gedra het, van hierdie groepie wat gegaan het. En dan sien ons vir Maria Magdalena, by die voet van die kruis. Terwyl al die ander weghardloop. Ons lees nêrens, eintlik lees ons net dat Johannes daar was. Die ander ouens het weghardloop, Petrus weet ons het weghardloop. Dalk het hulle daar iewers op 'n afstand gestaan, ek weet nie. Maar die vroue het bly staan en bly kyk. En in elkeen van die 4 evangelies word gesê dat Maria Magdalena daar was. Saam met Maria die ma van Jakobus. En Salome, die ma van
Johannes en, kan nou nie onthou wat sy ander boetie se naam nie. En die vrou van Klopas, al hierdie baie Marias en al hierdie vrouens staan daarso. En dan is hulle ook die groepie wat gaan om sy liggaam te gaan versorg, wanneer hy dan nou, as hulle saam met Josef van Arimatea gaan, om te kyk dat hy in die graf gelê word. Hulle gaan huis toe, gaan kry alles reg, en na 3 dae, en asseblief gaan werk bietjie uit, hoe lank was hy in die graf? 3 dae en 3 nagte, is die woord baie duidelik daaroor. En dan wanneer hulle op die eerste dag van die week by die graf aankom, Maria Magdalena, een vertaling praat van die ander vrouens wat ook saam daar was, of een van die evangelies, maar dis Maria wat gaan. Eerste ding, gaan sy graf toe, en as sy daar kom, is die graf oop. En dan praat hy met haar. En dan is Maria Magdalena die een wat hardloop en gaan vertel. En in Johannes 20 vers 18 kan ek haar hoor as sy by die disippels kom en sy roep uit. Ek neem aan, dit was nie net 'n, julle ouens, ek het die Here gesien nie. Nee, dit was 'n gil, dit was 'n trane, dit was 'n jubilation, 'n celebration. Dit was 'n onwaardige vrou op daai oomblik, wil ek glo. En sy roep uit en sy sê, ek het hom gesien. En dan vertel sy vir hulle wat hy gesê het. Geliefdes, dit was vrouens wat die goeie nuus gedra het. Die vrou by die put was die eerste sendeling aan die Gentile nasies, as ek dit so kan stel, aan die heidene. Maria Magdalena is die eerste een wat gaan vertel. Psalm 68, ek hoop ek het dit nou reg, Psalm 68 sê, die vrouens wat die goeie nuus bring, is 'n skare. Meneere pastore, julle wat luister, moenie die vroue stil maak, as hulle die goeie nuus wil bring nie. En meneer, Spreuke 31 sê, 'n vrou wat die Here dien, moet geëer word. Ons vrouens het 'n manier om die woord oor te dra op 'n ander manier as manne. Ons kan op en afspring en te kere gaan en jubel oor hom met so 'n jubeling dat dit ander mense se harte aanraak. En ek sê nou asseblief nie, jy moet op en afspring om die woord te bring nie. Glad nie. Ek hoop nie dat julle kry hierdie prentjie van Maria Magdalena wat jubelend hierdie woord uitdra. Jy sien, die vrouens was vir Yeshua so belangrik. Die rabbies het die vrouens een kant toe geskuif. Dit was die kultuur. Yeshua sê, julle kan saamloop. En dan weet ons dat Maria Magdalena, Johanna, Salome, daai vrouens het almal naby hom geleef. Maar veral Maria Magdalena, die een uit wie 7 demone gedryf is, die een wie se lewe totaal en al verander het. Geliefde, dit maak nie saak wat in jou verlede lê nie. Wat saak maak is, roep jy uit, vertel jy vir die wêreld, ek het hom ontmoet. Ek weet wie my koning is. Ek kan nie stil bly. Hy het my verander. Ons kan nie meer undercover
gelowiges wees nie. En as iemand oor jou 'n demper geplaas het, iewers in jou lewe, toe jy jubelend uitgeroep het, ek het hom ontmoet, en hulle dit dalk wou stilmaak, die godsdienstiges jou stem wou stilmaak, gaan terug na daai oomblik, waar jy hom ontmoet het, en roep uit, en jubel uit, en leef daardie jubeling, my koning leef, ek ken hom, en hy ken my, en word 'n Maria Magdalena in eie reg. Sy wat gaan vertel, sy wat in oorgawe lewe. Geliefde, mag hierdie week vir jou 'n week wees van celebration. Celebrate the King of Kings. Dit was 'n voorreg om saam met jou te kuier. Kom ons gaan vertel. Let's proclaim the excellencies of him who has called us out of darkness into his marvelous light. Shalom, shalom. Ek is Ina van Vuren en jy het geluister na Heuning en Grenaat.